Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Dit is vir my vanoggend weer 'n oomblik om saam met jou te gaan stil staan. Deur die wonde van Jesus het daar vir my genesing gekom. En soos wat ek gesê het in die vorige programme, kyk ons in meer detail na hoe Jesus gewond is vir jou en vir my, wat hy regtig deurgegaan het, en dan sal ons agterkom dat wat ons ook al in ons lewe ervaar het, Jesus dit eerste deurgegaan het. Hy weet presies hoe ek voel, hy weet wat ek deurgaan, hy weet hoe dit voel, en ook om terug te onthou, dat deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. Want toe Jesus in Getsemane ingegaan het, en hy die beker geneem, die beker wat hy van gesê het, Vader, nie my wil nie, maar u wil, het hy vir jou en vir my tot binne in hom geneem, en ons is in hom, saam met hom, Getsemane toe. En wanneer ons die werklikheid van dit eers begin besef, is wanneer ons God begin vertrou op die woorde wat Jesus gespreek het en wat hy gesê het, deur my wonde het daar vir jou genesing gekom. En so vertrou ek saam met jou, dat as ons kyk na die volgende wond, waar Jesus gespoeg is, dat jy ook vir vernederings genesing sal kry, waar jy verag is, waar jy geminag is. So kom ons bid saam, en ons gee hierdie kans vir die Heilige Gees om ons aan te raak. Abba Vader, dankie dat ons na U toe kan kom, net soos wat ons is, met elke liewe wond. U weet van alles. Heilige Gees, ons gee U nou kans om deur ons te beweeg, en om ons aan te raak in al die plekke waar daar die wonde is, waar daar onthou wonde gaan wees, Here, as ek hierdie boodskap vir mense bring, vanoggend. Maar Here, dat mense by die genesing uitkom, waarvoor U, Jesus, aan die kruis gesterf het. Vader, laat U naam asseblief verheerlik word, deur hierdie program, Kruispaaie. Amen. Nou in Matteus 26 vers 67, waarby ons die laaste 3 Sondae stilgestaan het, het ons gesien, toe het hulle hom in sy gesig gespoeg, en hulle het hom die vuis geslaan, en hulle het hom geklap. En nou gaan ons kyk na hierdie wond van, hulle het hom gespoeg. En dan kan ons dalk vanoggend die vraag vra, maar toe Jesus gespoeg was dit regtig 'n wond. Wat as ons praat van die klap en ons praat van die vuishoue, dan weet ons daar was wonde, want jy kan ten minste die blou oog wys, jy kan ten minste die klap op jou gesig, die merke daarvan gewys het. Maar wat van spoeg? Wat is die seer wond agter dit om gespoeg te word? Nou, om iemand te spoeg, word in ons Suid-Afrikaanse reg letterlik as 'n vorm van aanranding beskou, aangesien dit 'n opsigtelike skending van 'n ander persoon se fisiese integriteit en menswaardigheid is. So, wat gebeur emosioneel met so 'n persoon wat op so 'n manier in daardie veragting wat op gespoeg word, dit moes deurgaan? Hulle is verneder. Dit is wêreldwyd een van die mees vernederende dade wat tussen mense kan plaasvind. Dis 'n magsmisbruik. Dit kom dikwels voor in situasies van huishoudelike geweld of dan 'n afknouery. Alle mense in hierdie lewe gaan deur een of ander vorm van pyn, en die intensiteit daarvan verskil van persoon tot persoon. Maar nooit moet ons pyn vergelyk met ander, of afmaak dat daardie persoon minder gepynig is as wat hierdie persoon gepynig is nie. Dat daardie persoon 'n erger trauma deurgegaan het nie. Vir jou
was daardie hulpeloosheid op daardie oomblik so nadelig en jou emosies kan dalk 'n blywende impak nou nog dra van goed wat jare gelede met jou gebeur het. Ons mense se persoonlikhede verskil. Ons almal reageer verskillend in wat met ons in die lewe gebeur. Wat vir een persoon sommer afgemaak sou geword het, sal vir 'n ander persoon iets wees wat hulle werklik krak as hulle so verneder is deurdat daar op hulle gespoeg geword het. Nou, ons gebruik baie die gesegde dat tyd genees alle wonde. Maar is dit werklik so? Of is dit maar net hoe verder die tyd verloop, hoe minder ons aan daardie wonde dink? Maar die oomblik wanneer jy wel in berading of selfs wat jy na hierdie boodskap luister, sal jy ervaar hoe jy goed onthou, hoe jy kan terug onthou wat aan jou gedoen is. En baie keer gaan jy nog steeds daardie vernedering ervaar. Jy gaan nog steeds voel hoe jou siel in mekaar krimp van daardie seer, van daardie minagting. En wat gebeur met ons wanneer ons so 'n wond dra? Ons raak naderhand minder waardig en ons begin min selfvertroue kry. Ons loop met hierdie gevoel in ons rond van ek is nie goed genoeg nie. En dan sal dit ook gebeur dat jy jou baie met ander mense vergelyk en jouself afkraak. In 'n huwelik of in 'n verhouding sal daar ook baie jaloesie wees op die ander persoon se prestasies, op hulle besittings of op hulle kinders. Daar kan maklik aanstoot geneem word. So 'n persoon wat hierdie wonde dra is baie keer lig geraak. En dan vraagteken hulle alle bedoelings. Hulle tree ook dan onsensitief op teenoor ander. Dit is asof hulle nie daardie persoon se gevoelens in ag geneem kan word nie. Hulle wil ander oorheers, manipulerend optree. Jy sal ook sien dat hulle moeilik onvergifnis kan oorwin en dat bitterheid en wraakgedagtes die gedagtes is wat die meeste deur hulle koppe, hulle gedagtes hardloop. En nou aan sal hulle natuurlik begin depressief raak. Hulle begin onttrek van die samelewing, ook in eensaamheid wees. Party wat hierdie wonde dra, gaan oor in absolute perfeksionisme, dat mense geen fout by hulle moet kan sien, om hulle verder te kan afkraak nie. Wat gebeur ook in die geestelike gedeelte is, dat daardie persone sal vir jou naderhand begin sê, ek ervaar nie meer God se liefde nie. En hulle sukkel om hulle identiteit te vind as kind van God. Hulle kry nie geestelike oorwinning nie. En dan kan jy ook sien op hulle self, begin hulle obsessies met hulle voorkoms kry, wat naderhand so erg is, dat hulle self kan begin haat, om hulle self so te ooreet, of hulle self so uit te honger. So jy kan regtig siek raak van daardie wonde van verwerping. As jy onthou hoe daardie persoon op jou gespoeg het, jou verneder het, dalk was dit nie net 'n spoeg gewees met 'n fisiese spoeg nie, maar dat daardie persoon so in jou gesig geskree het, dat die spoeg letterlik op jou gespat het. En mense sal dit afmaak as, ag wat, dit het maar net gebeur. Dit het jou seer gemaak, en dit gebeur oor en oor, wat jy baie keer in dit vasgevang word. Nie omdat jy swak is nie, maar omdat jy nog nie geleer het, om met hierdie goed klaar te maak nie. Kom ons kyk vanoggend, hoe Jesus jou wil genees, dat jy van daardie blindheid genees kan word, om jouself regtig te kan sien, deur God se oë, hoe geliefd jy is, en hoe baie hy elke dag vir jou omgee, elke oomblik, dat hy jou nie sal verlaat nie,
jou nie wil verstoot nie. Jesus het in die verbygaan in Johannes 9 vers 1 tot 11 'n man gesien wat blind gebore was. En daar het 'n gesprek ontstaan, hoekom is hierdie man blind gebore? En Jesus het eintlik daar net gesê, nie oor een van die redes wat julle aanhaal nie, maar sodat God se grootheid gesien kan word. Wat het hy toe gedoen? Hy het toe op die grond gespoeg, en hy het daardie speeksel gevat, en dit met die grond gemeng, 'n modderpasta van dit gemaak, en het op daardie persoon se oë gesit, en toe vir die persoon gesê, gaan was jou in Siloam fontein. Nou Siloam beteken hy wat gestuur is. Nou sal jy vir my vandag glo, dat elke wond wat jy deurgegaan het, is nie iets wat God se wil is nie. Maar dis goed wat gebeur het, omdat jy met gebroke mense te doen gehad het. Mense wat jou wou verneder, mense wat jou wou vernietig. Maar gaan jy regtig dit kan glo, dat jy daardeur, wat jy deur is, ook 'n getuienis kan raak, vir Jesus, wat Jesus vir jou gedoen het. Dat jy ook jou oë kan gaan was by Siloam, dat jy vanoggend kan sê, Here, elke keer wat daar op my gespoeg was, wat daar so in my gesig vernietigende woorde geuiter is, kan ek vanoggend genesing ontvang. Here, soos wat U daardie man genees het, wat blind was, Here, vra ek U vandag, om elke spoeg wat op my geval het, weg te was, Here. En Here, dat U my oë sal aanraak, soos wat U daardie man se oë aangeraak het, en hy homself moes gaan was het, by Siloam. En op daardie oomblik was dit seker nie vir daardie blinde maklik nie, want hy vra dat hy moet siende raak. Maar hier kom Jesus, en hy pak nog erger goed op sy oë, om dit nog meer toe te maak. En ek weet nie van jou nie, maar ek het al gevoel, dat as vuil water in jou oë spat, hoe dit brand. En ek kan myself net dink, hoe hierdie man moes geloop het, wat hy moes gedink het, toe hy na Siloam se fontein toe gegaan het. Weet jy het gaan doen, wat die Here gesê het. En ek gaan nou vir jou 'n paar skrifte lees, wat God ook vir jou sê, doen wat ek vir jou sê in my woord, vat my woord, net soos hierdie blinde dit gevat het, en word genees van jou wonde, waarop jou gespoeg is, waar jy letterlik verag is. Hy sê in Psalm 34 vers 19, die Here is naby die wat gebroken van hart is. Hy verlos die wat versla van gees is. Want dit is een van die goed wat met jou gebeur as jy vernedering deurgaan. Jy is versla. Dit voel vir jou of jy nie eers meer kan opstaan in gebed nie. Jy is platgeslaan. Jy voel jy het nie eens die krag om hierdie persoon te vergewe, want dit is so onregverdig wat aan jou gedoen is. En daarom sê hy hier, hy sal jou gebroke hart genees, en hy sal jou verlos, waar jy versla is van gees, waar die vyand jou wil bind met daardie trauma, wat jy nie uit dit uit kan loskom nie. Psalm 147 vers 3, hy genees die wat gebroke is van hart, hy verbind hulle wonde. Want ja, dis nie net 'n spoeg wat speeksel op jou gesig is nie, maar daai wonde gaan tot diep in jou hart, daardie vernedering, daardie veragting. Hy sê in Jesaja 53 vers 3 tot 4, Jesus was verag, hy was deur die mense verlaat, hy was 'n man van smarte, bekend met krankheid. Ja, ons sou ons gelaat vir hom verberg het, so erg het hy gelyk. Ons sou nie kon glo, dat ons redder, wie al ons wonde op hom neem,
en deur wie se wonde ons genees geword het, so kon lyk nie. Deur die lyding van Jesus het God vir ons genesing van pyn bewerkstellig. Hy is deurboor vir ons. Hy is verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En daardie groot woord, deur sy wonde, het daar vir ons genesing gekom. Nou wil ek hê, jy moet jou oë sluit, terwyl ek vir jou gaan bid. En ek wil hê, jy moet braaf genoeg wees, om te dink aan daardie plek, waar jy so verag was. Dalk was daar ook letterlik op jou gespoeg, dalk was daar net op jou geskree, wat jy ook al deurgegaan het, wat daar die vernedering was, wat daar die veragting was, wat jou menswaardigheid aangetas het. Kom staan ons weer stil vanoggend by dit. En ek bid en ek vra vir die Heilige Gees om jou in daai plek gesond te maak. En dan moet jy ook iets doen van jou kant af. As ek vir jou communion bedien vanoggend, vergewe daardie mense, dat hulle nie meer die reg het om 'n houvas te kan hê op die trauma wat in jou lewe is, waar jy so verneder is nie. Spreek hulle vry, as ek vir jou die beker van vergifnis bedien. Vra ook die Here om jou te vergewe, waar jy so lank aan dit vasgehou het. En dan gaan ek vir jou die liggaam van Jesus bedien, sodat deur sy wonde, jou wonde, genees kan word. En dis die danksegingsbeker, omdat ons vir die Here kan sê dankie vanoggend, dat ons vry kan kom. En ek vra jou nou, daar waar jy is, om saam met my te bid. Here Jesus, dankie vir u bloed. Here, dankie dat ek daardie persoon nou voor my kan sien, wat my so verneder het. Here, wat op my gespoeg het, my emosies so verkleineer het, my so vernietig het. Here, ek wil nie meer daardie kwaad in my dra nie, daardie onvergifnis. Ek wil nie meer as ek daaraan dink, voel hoe ek in mekaar krimp nie. En ek wil u nou vra, Here, om deur die krag van u bloed my te verlos van daardie bande van trauma, daar waar ek gebind is. Here, ek gooi daardie bande wat daardie persoon op my het, van my af, en ek vergewe hulle in die naam van Jesus. Ek bid ook, Vader, vergewe my, waar ek soveel kwaad gedagtes van wrokke, van haat gekoester het. Maak my vry vandag, Here. Ek kies vandag, Jesus, om in vrede weg te stap, wat u gee. Ek gaan nie langer verwag, dat vrede van daardie persoon af moet kom nie, maar ek gaan die vrede vat, Jesus, wat u my gee. Dankie daarvoor. So gee ek ook vir jou vanoggend die liggaam van Jesus, en ek bid saam met jou. Here, daar waar hierdie persoon wat nou luister na die boodskap, gewond is, verneder is, verag is, in 'n wond van trauma vasgevang is, bid ek, Heilige Gees, u wie binnekant hierdie persoon bly. Kom genees asseblief elke plek waar hierdie persoon hierdie veragting van menswaardigheid ervaar het. Kom, Here, kom genees asseblief. Kom bind asseblief hulle wonde. En Here, waar hulle gebroke van gees is, tel hulle op, verlos hulle, versterk hulle asseblief. Dankie, Jesus, dat ons weet,
hoe meer ons in so gebed bly, U bloed drink en U liggaam eet, hoe meer, Here, sal ons vrykom, soos U vir ons die prys betaal het, by Golgotha. Ons loof U, Vader, dat U ons lief het. Dankie, Jesus. Ek is nie alleen nie. Heilige Gees, U wie God is, wie die trooster is binnekant my. Hou vas my, so styf vas, asseblief.